Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens hier op YouTube. Dis lekker dat julle op hierdie manier ook kan inskakel. Ons was baie bevoorreg om vanoggend die begin van die kwartaal ook te kan begin met 'n paar liedere se lofprysing en aanbidding, maar ook om van die onderwysers en personeel van Laerskool van Riebeeck Park te verwelkom hierso by Hoogland. En dit was baie spesiaal en lekker om hulle hierso by ons te hê. Ek lees vir ons Psalm 29, so aan die begin van die erediens. Gee eer aan die Here, kinders van God. Gee eer aan die Here. Sien God se heerlikheid, erken God se krag. Gee eer aan die Here, heerlik is die Heer se naam. Ons buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Goddelike heerlikheid laat die water dreun. Die Here is bo die magtige water, die troon van die Here is bo die vloed. Die Here is vir ewig koning. En ek wil jou uitnooi om hierdie woorde ook saam met my te sê, so aan die begin van die diens. Die Here seën ons met vrede. Wees gegroet vanoggend deur God ons Vader, wie se gees oor die vloedwaters was, so voor van die begin van tyd af. En die Here Jesus Christus, wat vir ons kom wys het, dat ons deel het aan sy geloofsfamilie. En die Heilige Gees wat ons help om te dien in hierdie familie tot in lengte van dae. Amen. Vandag is 'n baie spesiale dag in die kerkjaar. Ons vier die doop van Jesus. En dis baie spesiaal, maar ons sal later bietjie meer daarvan sê. Dit is ook hoekom meeste van ons tekste te doen het daarmee. Ons gaan bietjie kyk na Matteus 3 bietjie later, en nou Psalm 29, die gees en die stem van die Here oor die waters. En uiteindelik gaan ons lees uit Jesaja 62 ook vanoggend. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend so by mekaar te wees. Mense wat vir U lief is, mense wat by U wil wees, wat net 'n tydjie saam met U wil vertoef. Dankie dat ons weet, U is hier, U is teenwoordig. U die ewige koning, U die Here bo alle Here. U is die een wat was, wat is en wat weer sal kom. U is ook die een wat ons hier by mekaar maak. Dat ons U kan loof, dat ons U kan prys, en dat ons eintlik maar net 'n bietjie tyd saam met U kan spandeer. Wanneer ons hierdie woorde gaan lees, hierdie woorde wat so lank al deel is van ons tradisie en in die Bybel, mag dit vir elkeen van ons iets spesiaal beteken. Mag die Gees in ons werk. Amen. Ons gaan lees uit Jesaja 42, vers 1 tot 9. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God, die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor.
Ons lees net tot sover. So hierdie stukkie in Jesaja 42 is een van 4 wat dieselfde klink in Jesaja. En dit kom so tussen Jesaja 40 en Jesaja 60 voor. Ons noem dit die knegbriewe of die dienaarliedere. Dit is sulke tussengedeeltes wat ons in Jesaja kry, wat gaan oor hierdie dienaar van die Here. Ons 'n baie spesifieke taak wat moet gebeur, daar's 'n ding wat moet happen, en dan is daar, hoe gaan ons hierdie ding laat happen? Hoe gaan ons dit laat gebeur? Al die beloftes wat die Here gemaak het, voel so half vervul in hierdie stukkie wat ons lees in Jesaja 42 en 50 en 52 en 57 dink ek is die 4de een. Nou, as ons hierdie stukkie lees as Christene, dan hoor ons die hele tyd in ons agterkoppe vir Jesus, né? Ons hoor hom met al hierdie woorde wat Jesaja sê. Alles wat moes gebeur het gebeur met Jesus, want hy was tog die ultimate dienaar. Hy was tog die een wat vir ons kom wys het wat dit beteken om hom te volg, om God te volg, om te leef volgens sy koninkryk, sy wette, al daai tipe van goeders. Hy was die een wat alles kom waar maak het. En so ek gaan nou nie daarmee stry nie, as dit die prentjie is wat in ons koppe is, gaan ek daarmee rol. Ons sien Jesus as hierdie dienskneg, hierdie dienaar waarvan Jesaja, eintlik God praat in Jesaja 42. En ons hoor eintlik al so ietsie daarvan by Matteus ook, as ons die doopgedeelte lees. Ek laat my gees op hom kom, die duif wat uit die hemel uitkom en Jesus sterk maak vir die werk wat vir hom voorlê. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy doen dit nie net vir die Judeërs en die mense wat in Juda bly en Israel bly nie, maar ook die Samaritane en die Romeine en al die mense rondom hulle. Dit is my geliefde seun, wat uitgekies is, wat guns geniet, soos wat Jesaja sê. Nou, dis nie eintlik die punt nie, maar dis sommer net iets mooi om te onthou. Nou, as ons kyk na Jesus die dienaar, as ons hierdie prentjie van hom het in ons koppe, dan sien ons keer op keer hoe hy met mense werk. As ons hierdie verse 2 en 3 van Jesaja 42 lees, en ons lees, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Ek dink sommer aan 'n klompie gebeure in Jesus se lewe en hoe hy met mense gewerk het. Ek dink byvoorbeeld aan Saggeus wat in die boom was en net 'n titseltjie van Jesus wou sien. En Jesus wat saggies vir hom sê, kom Saggeus, kom af, want ek moet vandag tuis gaan in jou huis. Dit moet vandag gebeur. Kom. Hy raas nie met hom omdat hy sondig was en omdat hy 'n slegte mens was nie. Hy raas nie eers en dan sê hy kom nie. Hy sê net kom. Ek moet vandag by jou kuier. Ek dink aan die vrou wat aan sy kleed gevat het, want sy wou eintlik nie sy tyd mors met alles wat in haar lewe aangaan nie. Sy is nie waardig om eers naby hom te wees nie. En hy raas en skree nie op haar en sê, laat jy gaan nie, moenie aan my vat nie. Nee, hy laat haar vat. Hy sê vir haar, jy is gered. Jy is deel van my familie. Hy breek nie die geknakte riet nie. Hy help haar. Hy wys vir haar wat dit regtig beteken om liefde te bewys, om lief te hê. Ek dink aan die keer wat hy gebid het in die tuin, voor sy kruisiging, en die disippels aan die slaap raak. Hy raak dalk so 'n bietjie gefrustreerd, maar hy raak nie kwaad vir hulle en skree op hulle nie. Hy breek hulle nie af nie. Hy sê net, kom ons probeer weer. En Judas, die verraaier, breek hy nie af van die tafel saam met hom nie. Selfs aan die kruis is hy sag met hulle. Vergeef hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy roep nie, hy skree nie hard nie.
Hy breek nie die reeds geknakte riete af nie. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal hy laat uitgaan. Jesus het nogal baie hiervan gedoen, ons weet dit, daar's 'n klomp wonderwerke en genesings wat hy doen in sy lewe. As ek alles moet noem vandag, gaan ons tot 1 uur toe hierso sit. Maar ons sien 'n klomp daarvan. Die verlamde man wat deur die dak gelaat word deur sy vriende, hy word genees en gered. Hy help die mense nie noodwendig fisies altyd in hulle fisiese tronke nie, maar ook hulle emosionele tronke. Ons dink aan die man wat hy gesê die bose geeste moet wyk. En daar is hy gesond. Die man by die bad van Bethesda, die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing, Martha wat graag alles so perfek wou hê, en Lazarus sy goeie vriend wat hy uit die dood uit opwek. Die lys is oneindig lank. En by baie van hierdie gebeurtenisse hierdie disippels altyd so half soos bouncers gevoel. As ons baie van hierdie stukkies lees, dan lees ons dit. Die mees bekende gedeelte wat ons daarvan het, waarskynlik, is waar die kindertjies na Jesus toe wil kom, né? En dan is hulle soos, nee, Rabbi, ons kan nie, ons het dis tyd, ons moet gaan. Daar's nie tyd vir hierdie kindertjies nie, laat ons gaan. En hy sê, ag, moet hulle nie verhinder nie, laat hulle na my toe kom. Dis die bekendste deel, maar baie van hierdie gedeeltes lees ons van die disippels wat net so half, nee, Jesus, ons kan nie nou nie, daar's nie tyd nie, is jy regtig seker, hierdie mense moet nou naby jou kom, so asof hulle perfek is, né? Dit gebeur meer as wat ons dink, die visies en die brood, hulle wou in elk geval in die eerste plek nie hierdie skare mense by Jesus se voete laat sit nie. En toe dit nou tyd is om huis toe te gaan en te eet, toe is hulle ook soos, nee, laat ons maar eerder gaan. En Jesus sê, nee, ons moet vir hulle kos gee. Keer op keer sien ons hoe Jesus nie die geknakte riete afbreek nie. Selfs nie eers die disippels nie, wanneer hulle dit keer op keer verkeerd kry. Wanneer hulle sukkel om te verstaan. Hy hou net aan om sy roeping te volg en te dien terwyl hy kan hier op aarde. Nou ons almal weet hierdie, ons almal weet van al hierdie mooi verhale van Jesus, die diensknegt, die dienaar. Dis nou nie groundbreaking of aardskuddend nie. Maar wat as ons vir 'n oomblik teruggaan en rewind? Wat as ons Jesaja 42 lees, nie as Christene nie, maar as mense gevang in die ballingskap. Mense in 'n oorlogssituasie. Mense wat nie weet of môre gaan kom nie. Mense wat nie weet Jesus is daar nie. As ons dit lees, hierdie dienaarliedere as Israel, as Juda, wat ver voel van die Here af. As ons dit hoor deur Jesaja gesê, of as ons dit later lees, of oorvertel vir ons kinders, as Israeliete. In elkeen van hierdie dienaarliedere word daar gepraat van 'n besondere taak wat moet gebeur. Hierdie taak moet nou gebeur met hierdie dienaar in gedagte. Met hierdie dienaar wat in 'n besondere verhouding staan met die Here. Die roeping, die toerusting en die taak van die dienaar van die Here word ook redelik deeglik beskryf. Hier is wat jy moet doen, dis hoe jy dit gaan doen, ek is die Here jou God. En Jesaja skryf hierdie nie met een of ander ridder op die wit perd in gedagte nie. Ja, ek dink baie keer vandag lees ons nie net die Bybel so nie, maar ook die wêreld so. Alles gaan beter wees as hierdie regte persoon net gekies word. As hierdie regte persoon net die regte goed doen. Ons nie meer hierdie ou aanbewind het nie, maar hierdie ou. En Jesaja skryf dit eintlik glad nie so nie. Daar's nie een persoon wat alles gaan kom regmaak nie. Want Jesaja is 'n besondere dienaar
is Israel, die Jode, die mense wat eintlik so 'n bietjie hulle taak vergeet het. Die mense wat reeds daar is, wat in hierdie verskriklike haglike omstandighede probeer, maar net survive. En Jesaja probeer hulle net herinner. Onthou van jou roeping. Onthou, julle is dienaars. Onthou, julle is die lig. Vir God is dit belangrik dat hulle weet, hy's daar, saam met hulle in hierdie ding. Hierdie gedeelte beklemtoon God se verbintenis, nie net met sy volk nie, alhoewel dit 'n groot deel daarvan is, maar ook sy verbintenis aan geregtigheid en barmhartigheid en vrede. Dit beeld die dienaar uit as iemand wat sagmoedig is, iemand wat volhardend optree, eerder as met geweld. En hy verbind hierdie visie met die breër Bybelse temas van hoop en vrede, vernuwing, en hy wys hoe Jesaja se woorde verder strek as net hulle onmiddellike hede. Dit is nou maklik vir ons om dit te sê 2-3 duisend jaar later, maar dis eintlik wat bedoel word daar. Hier is julle nou in hierdie haglike omstandighede. En ons is opgewonde oor die nuwe jaar, dis lekker 2026, maar dalk is jou nuwe jaar nie so lekker nie. Dalk is daar al klaar 'n klomp goed wat gebeur het, wat jou laat sug en nog 'n jaar selfde goed. Daar in daai omstandighede, net soos Israel was in die ballingskap, word ons geroep om nog steeds dienaars te wees. Jesaja 42 en die ander dienaarliedere is 'n oproep vir Israel om dienaars te bly wees, ten spyte van alles waardeur hulle gaan. Ten spyte van dit wat almal om hulle sê hulle moet doen met Babylon. Gaan hou oorlog, gaan vernietig hulle. En Jesaja sê, jy sal nie hard praat nie en jy sal nie skree nie. Jy sal nie 'n geknakte riet afbreek nie. Hulle word geroep om te onthou wie hulle is. God se mense, God se geliefdes. Hier is my geliefde seun, waaroor ek my verheug. Hier is my geliefde dienaars, waaroor ek my verheug. Hulle is geroepenes. Hulle is uitverkiestes. Hulle is dienaars. En so hierdie gedeelte het nie net betrekking op Jesus nie, alhoewel dit natuurlik ons daartoe lei om hom ook te volg as die dienaar wat vir ons kom wys het hoe om te dien. Hierdie gedeelte het ook nie net betrekking op Israel van Toekan nie, God se volk van ouds nie, maar dit het juis betrekking op jou en my vandag, God se volk van nuuts. So ek gaan nou weer hierdie gedeelte lees. En ek wil hê jy moet dit so in jou gedagtes saam met my lees. En dan gaan jy jou naam daar sit. Want jy word ook geroep as God se dienaar. Jy word ook geroep om nie hardhandig te wees en hard te praat en te skree en al daai tipe van goed nie. Om nie die geknakte riete af te breek nie. Ons word geroep om die lig te wees en al daardie mooi dinge daarby saam. So ons gaan dit nou weer lees saam. En wanneer ons lees hierso, hier is my dienaar, dan kan jy jou naam daar sit. Hendrien, Tannie Marina, Avril, Vivian, Hendrika. Jy kan jou naam daar sit. So kom ons lees dit saam, so in jou gedagtes. Hier is my dienaar, Hendrien. Ek stel jou aan. Ek het jou uitverkies. Jy geniet my guns. Ek laat my gees op jou kom. Jy sal my wil aan die nasies bekend maak. Jy sal nie roep nie, jy sal nie hard skree nie, jy sal nie jou stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal jy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand sal jy nie uitdoof nie.
Jy sal my wil bekend maak, soos dit is. Self sal jy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat jy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat jy hulle sal leer. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, julle ook, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. En ek maak jou my verbond met my volk. My lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, nie noodwendig fisies nie, maar emosioneel. Jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. So mag jy dit hoor, hierdie nuwe dinge wat die Here dalk op jou hart lê vir 2026, by die skool, by die werk en al die dinge wat nog vir ons voor lê. Mag julle regtig die Here se seën en genade voel as dienaars van die Here. En ons weet ons dienaars wat almal hierso reeds sit, Hoogland weet hoe om te dien, van Riebeek Park se onderwysers is van die bestes wat daar is. Dis absolute roeping wat julle vervul en ek hoop regtig dat julle sal dien met oop harte in die jaar wat voorlê en elkeen van ons ook wat geroep is deur die Here. Mag ons dit leef. Ons doop en ons liefde vir mekaar, mag ons dit regtig uitleef. Amen. OK, daar gaan ons weer. Moenie laat die wêreld julle onderkry nie, hoor. Ek hou daarvan om aan die einde van my preke so 'n bietjie stilte tyd te gee om te reflekteer en om sommer net bietjie tyd saam met die Here te spandeer. So kom ons doen dit. As daar iets is of iemand is op jou hart, dra hulle gerus op aan die Here. Neem 'n tydjie en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Kom ons bid saam. Here, U hoor elke gebed. U hoor wat in ons harte lê. Dat ons koppe al vol is met al die planne vir die nuwe kwartaal. Maar Here, in die lig van U woord, soek ons U lig.
Ons soek en ons weet U is die een wat ons gevind het. Ons dors na U. U die lewende water. Kom les ons dors, Here. Versadig ons. Kom was ons, vorm ons, maak ons nuut. Dat ons weer lewe en groei kan bring daar waar ons gaan. Here, ons bid ook spesiaal vir almal op ons voorbiddingslysie, die wat in die hospitaal is, die wat siek is, die wat swak is, die wat swaar het, Here, bring uitkoms. Ons bid ook vir die verskriklike brande in Mosselbaai en Jeffreys en Oesterbaai vandag. Here, dit is erg. Gee vir die mense uitkoms. Mag U ons genadig wees. Ons bid saam met duisende der duisende, miljoene ander mense vandag. U mense, laat U wil geskied, Here. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Ontvang die seën van die Here. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. So gaan dan heen met die seën, die genade en die vrede van ons Here. Amen.